Halleluja. Op hierdie koue Saterdagmôre, dis Shabbat, maar ons skrik nie vir die koue nie, glad nie. Ons skrik nie vir die koue nie. Ons eer Abba, of dit nou reën, of dit nou sneeu, en of dit nou koud is, en of dit nou warm is. Ons is hier om die lewende God te vereer en te verheerlik. Halleluja. Ek is bly jy is hier vandag, en ek is bly jy kan die woord ontvang in jou hart en in jou gees. En ek wil vandag met jou gesels, en ek wil hierdie boodskap moet in jou gees inkom. Ek wil hierdie boodskap moet in jou hart in beweeg. Want jy sien, ons as mens, kan ek gou kyk, praat gou saam met my, kan ek gou kyk. Wil jy graag aanvaar word, ja of nee? Dis tog mos deel van ons menslike wese. Ons soek graag aanvaarding. Ons soek graag aanvaarding, maar ons word nie altyd aanvaar nie. Is dit nie so nie? Ons soek daagliks aanvaarding om deel te vorm van die samelewing. Hoe voel dit vir jou as jy uitgelaat word uit normale dinge, uit die samelewing? Voel nie baie lekker nie, nee. Voel nie baie lekker nie. Maar aanvaarding speel 'n baie groot rol in die mens se besluitneming en ook sy emosionele raamwerk. Ek gaan dit weer vir jou gee. Aanvaarding speel 'n groot rol in die mens se besluitneming en sy emosionele raamwerk. Want ek het jou nou net gevra, wil jy aanvaar word? En almal van julle het gesê, ja, ons wil graag aanvaar word. Maar hier kom 'n baie groot waarheid. Ons gaan nie almal aanvaar word nie. Ons gaan nie. Jy moet dit vandag weet. Pastoor, was jy al verwerp gewees in jou lewe? Absoluut. En daar's baie kere wat ek ervaar, maar ek word nie aanvaar nie. En veral vandag nog steeds, ek word nie aanvaar nie. Daar's sekere mense, wanneer hulle na my kyk, of na my luister, dan sê hulle, ek wil nie na jou kyk. Hulle aanvaar my nie. Hulle sal iemand anders te aanvaar, which is okay. Selfde met jou. Daar's familielede wat jou nie aanvaar. Is dit nie so nie? Daar's familielede wat jou nie aanvaar nie. Beteken dit nou dat daar is fout met my? Beteken dit daar is fout met jou? Nee, glad nie. Inteendeel, dit beteken jy is op die regte plek. Halleluja. Want weet jy wat, ek en jy is nie geroep om aanvaar te word nie. Jy het geweet. Ons is nie geroep om aanvaar te word nie. Weet jy, Vader roep vir Jeremia, en hy sê, ek het jou geroep nog voordat jy in die moederskoot was. Ek het jou geken, ek het jou by die naam geroep. So met ander woorde, elkeen van ons is alreeds uitverkies, nog voor die grondlegging van hierdie aarde, is ons uitverkies, en ons is nie geroep om aanvaar te word nie. As jy geroep was om aanvaar te word, was jy nie vandag hier nie, jy was in die mall gewees, of jy was langs die sportveld, of jy was iewers te gewees, buite die teenwoordigheid van Jahwe. Jy is nie geroep om aanvaar te word nie. Daarom sê die woord in Matteus hoofstuk 10 vers 22, hy sê, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. So met ander woorde, die woord kom verklaar dat ons gaan gehaat word, jy gaan nie geaanvaar word nie. En aanvaarding speel 'n baie groot rol in die mens se besluitneming en sy emosionele toestand. En die besluitneming wat jy doen is baie keer gegrond op aanvaarding. Dis hoekom mense doen dinge om aanvaar te word. Kyk net so 'n bietjie in die skole. Ek onthou, ek was ook jonk gewees. En my vriende het sekere goed gedoen. En as ek nou wil inwees saam met my vriende, dan moet ek dit ook doen. As ek dit nie doen nie, dan is ek uit. Dan word ek nie aanvaar in die groep nie, ek word nie aanvaar nie. Mense kyk na my en dan sê hulle maar, hoorie so, jy's nie deel van ons nie, want jy doen nie wat ons doen nie. En is vandag presies dieselfde in skole en in die samelewing. En ook onder jou kollegas.
Ek sal nooit vergeet nie, ek en my vrou, ons sit by 'n werksaangeleentheid, waar ons gaan uit eet saam met die werk. En dis 'n hele klompie jare terug, nou sit ons by in werksaangeleentheid, en nou praat ons met mense, en dis nou die eerste keer wat ons nou die ander mense ontmoet, want almal kan daar wees, die eggenote, die egpare, almal kan daar wees, en nou ontmoet ons mense, en nou bestel ons vir ons ietsie, en nou vra hulle maar, hoorie so, wat bestel julle? Nee, ons bestel net 'n koeldrank. Maar hoekom? Ek sê, want ons drink nie. En hierdie ou kyk my so in die oë, hy sê, weet jy wat, ek vertrou nie iemand wat nie drink nie. Ek het amper van my stoel afgeval. Ek tog regtig. Ek sal eerder jou nie vertrou nie. Want die oomblik as daar 'n paar doppe in is, dan weet ek nie of jy die waarheid praat of jy nie die waarheid praat. Maar jy sien, ons word nie aanvaar nie, want ons is nie deel van die samelewing nie. Ons word uitgestoot. En dit gebeur vandag ook in elkeen van ons se lewens. Dit gebeur in die skole, en jy moet dit vandag weet, as jou kinders in die skool is, het hulle te make met dit, met die feit dat hulle either aanvaar word of weggestoot word. Johannes hoofstuk 15 vers 25 sê, maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Dis Yeshua wat praat. En Yeshua praat uit die woord uit. En hy sê, dis in die woord geskrywe, dis in hulle wet geskrywe, en dit moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Was jy al daar gewees? Waar jy niks verkeerd gedoen het nie, maar mense haat jou. En as jy vir mense vra, maar hoorie so, hoekom is jy teen hierdie persoon? Nee, ek weet nie. Ek weet nie, ek like hom net nie. Hoekom nie? Nee, ek weet nie, ek hou nie van sy gesig nie. Mos wat baie mense sê. Dit is so nie. Maar Yeshua kom en hy sê in sy woord in Johannes 15 vers 25, hy sê, hulle het my sonder oorsaak gehaat. En mense haat jou ook sonder oorsaak. Weet jy hoekom? Want jy vorm deel van Yeshua. Hy het dit mos gesê in Matteus hoofstuk 10 vers 22, hulle sal jou haat ter wille van my naam. Nou wie is die hulle? Luister wat sê Yeshua, hulle het my sonder oorsaak gehaat. Wie is die hulle? Wie is hulle wat hom gehaat het? Kan ek vir jou sê wie? Die godsdienstige Jode. Die godsdienstige Jode. Kan ek jou gou vra, wie haat jou die meeste? Die wat in die wêreld is? Of die gelowiges? En presies soos wat hulle vir Yeshua gehaat het, haat hulle jou ook. So dis hoofsaaklik die godsdienstige Jode wat Yeshua gehaat het, maar vandag haat die wêreld ook vir Yeshua, vandag haat die wêreld jou ook. Maar daar is ook haat van religious mense teenoor jou en teenoor Yeshua. Daar is mense wat vandag op 'n platform staan, hulle bedien mense. Ek het die video gesien wat vir my aangestuur is, wat mense sê, hierdie persoon sê, dit is tyd geword dat ons 'n Nuwe Testament skrywe. Hulle sê dit. Dit het tyd geword dat ons 'n Nuwe Testament skrywe, want die Bybel kom teen hulle beginsels. En die Bybel is outdated. Dit het tyd geword dat ons 'n Nuwe Testament skryf, wat by vandag se tyd pas, en wat by ons as mens pas. Dan sit mense wat die woord veronderstel is om te bedien, wat op 'n platform staan en sê, nee, maar ons, die woord is outdated. Ons het nodig om 'n Nuwe Testament te skryf. So met ander woorde, daar's 'n haat wat kom van religious mense teenoor Yeshua, teenoor die woord.
Wanneer jy as 'n gelowige die woord uitleef, moet jy weet vandag, jy gaan teenkanting kry. Jy moet dit weet. As jy die woord gaan uitleef, gaan jy teenkanting kry. 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 12 sê dit, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Messia Yeshua. Luister nou baie mooi wat sê die woord. Almal wat godvrugtig wil lewe in Messia Yeshua. So met ander woorde, as jy in Yeshua is, sal daar iets gebeur in jou lewe. Daar sal iets gebeur. En almal wat godvrugtig wil lewe in Messia Yeshua sal vervolg word. Weet jy dit? Jy sal vervolg word. Jy gaan moeilikheid kry. Mense gaan jou haat. Mense gaan vir jou voice note stuur, mense gaan vir jou boodskappe stuur, mense gaan jou bel en jou vloek. As jy godvrugtig wil lewe in Messia Yeshua, sal jy vervolg word. Nou hierdie woord godvrugtig beteken toegewy. In ander woorde, as jy toegewy wil lewe vir Messia Yeshua, sal jy vervolg word. So die woord is toegewy. Dit beteken ek lewe in toewyding. Ek lewe in afsondering. Ek lewe in eerbieding en ek lewe in gehoorsaamheid. So as jy al daai attribute het, ek is toegewy, ek lewe in toewyding, ek is afgesonder vir die lewende God, ek is in eerbieding teenoor hom en ek is gehoorsaam aan wat sy woord sê, dan moet jy vandag weet, jy gaan vervolg word. Dis hoekom baie mense, en ons het dit nou al gesien, baie mense, hulle kom in, en hulle raak deel, en dan gaan hulle uit, en as jy weer kyk, is hulle weer betrokke by ander dinge. Hoekom? Want hulle kan dit nie vat om verstoot te word. Hulle kan dit nie vat dat hulle verwerp word en dat hulle 'n aanstoot word vir mense nie. Hulle kan dit nie aanvaar nie. Jy moet dit vandag weet dat jy gaan vervolg word. Jy gaan 'n aanstoot wees vir mense. Jy gaan nie aanvaar word nie. Jy gaan nie aanvaar word nie. Maar hierdie aanvaarding beïnvloed baie keer ons besluitneming. As ek nie aanvaar word nie, dan moet ek dinge doen, sodat ek wel aanvaar kan word, en daai dinge is baie keer waar jy as mens 'n kompromie aangaan, en jy verander jou lewe teenoor die woord. Die woord godvrugtig beteken ek is toegewy, ek lewe in toewyding, ek is afgesonder, ek is eerbiedig teenoor Vader se woord en ek is gehoorsaam. Maar jy sien, dis mos nou normaal vandag, want dit is mos nou verkeerd om so te lewe en om aan Jahwe totale toewyding te gee. Dis verkeerd. Dis mos normaal om te lewe soos die wêreld. Ek kan mos lewe soos die wêreld en ek kan mos nog steeds Vader dien. Ek kan mos albei doen. Want Vader is mos genadig, hy is barmhartig, en hy sal my mos vergewe. En hy het mos nooit gesê dat ons moet so streng wees, en dat ons ander mense verstoot nie, want Yeshua self het dan saam met sondaars gesit, so ons kan dit ook seker mos maar doen. Hier is die verskil, Yeshua het saam met sondaars geëet, maar hulle lewe is verander. Hy het nie sonde gedoen saam met hulle nie. Hy het hulle lewe omgekeer. En wat ons as mens doen, is ons maak baie keer kompromieë, en ons sit saam met sondaars, en ons het deel aan die sondige wêreld, en alles wat daarmee te paard gaan, om maar net aanvaarding te kry. En ons mense wat partytjies hou, en is Vrydae-aande, dis partytjies, en is drinkpartye, en dis okay, sodra ek klaar is met dit, dan kan ek mos maar weer inkom in Vader se teenwoordigheid. En die woord kom verklaar dit in Openbaring hoofstuk 22 vers 11. Ons lewe in hierdie tyd, mense. Ons lewe in hierdie tyd. En die woord sê, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. En ons lees dit, en ons sien dat hierdie dinge is besig om in vervulling te kom vandag.
Want ons sien hoe soveel mense, of hy nou in die wêreld is, en of hy nou in die kerk is, dat hierdie goed is besig om toe te neem in mense se lewens. Ek hoop en vertrou dat jy word regverdiger en jy word heiliger. En dat jy nie sal deel vorm van hierdie groep mense wat vuil is en vuiler word. Wat onreg doen en meer onreg nog byvoeg daarbey nie. Want nou sê mense, maar hoorie so, jy is te. Het mense dit al vir jou gesê? O, jy's nou te erg. Dis mos nou nie nodig nie, ouens. Jy's mos nou te. Nee, dis Ou Testamenties, dis nie meer nodig nie. En as gevolg van druk van die samelewing verlaag ons baie keer ons standaard as mens. En ons gee in, want ons wil aanvaar word, en ons wil deel vorm van die groepe, en ons wil nie uitgelaat word nie. En ek sien dit veral onder jong mense, daar is soveel pragtige jong mense wat tot bekering kom, wat Vader dien in gees en in waarheid, dan ontmoet hulle iemand, en daai persoon beïnvloed hulle in hulle lewe, want jy sien, ek wil mos nou 'n huweliksmaat hê, ek wil mos nou 'n man of 'n vrou hê, en daai persoon vat jou weg van Vader se teenwoordigheid, en wanneer jy jou oë uitvee, as jy betrokke met die dinge van die wêreld. Want jy sien, ek wil daarom aanvaar word. En is okay, as jy nie aanvaar word. Ek was nooit aanvaar gewees, toe ek by Helene begin kuier nie, maar dit was okay. Ek het deurgedruk. Ek het volhard tot die einde toe. Halleluja. Ek volhard nog steeds. Maar is baie beter nou as wat dit was. Baie beter. En ek dank die lewende God. Weet jy hoekom? Want ek het my standaard behou. Mense, dit is baie belangrik dat ek en jy nooit sal toelaat dat die wêreld ons beïnvloed nie, maar dat ons ons standaard sal hou, en dat ek en jy sal vas staan op die rots Yeshua ten alle tye. Hier is 'n skrif wat ek gou vir jou wil gee, en hierdie is in Engels. Ek het dit vir jou in Engels uitgehaal, Jesaja 59 vers 19. Luister wat sê die woord. Die woord sê, "So shall they fear the name of Yahweh from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of Yahweh shall lift up a standard against him." Halleluja. Halleluja, jy het die gees van God in jou nodig op 'n daaglikse basis. Hoekom? Sodat wanneer daar aanvalle kom op jou lewe, wanneer mense jou wil wegstoot, wanneer jy nie aanvaar word nie, dat jy nie jou standaard sal laat sak nie, maar dat jy eerder jou standaard sal lig. Moenie dinge doen om ander mense tevrede te stel. Moenie dinge doen om ander mense tevrede te stel nie. Doen wat Vader Yahweh van jou verwag, as sy kind wat gewas is deur die bloed van die lam en wat aan hom behoort. Kan ek gou sien, as jy gewas deur die bloed van die lam? Halleluja, behoort jy aan hom? Is jy sy kind? Moenie dinge doen om ander mense tevrede te stel. Want op die einde van die dag gaan jy alleen voor Vader staan en jy gaan moet rekenskap gee oor jou werke, oor jou woorde, oor dit wat jy gedoen het hier op aarde in jou liggaam. So moenie toelaat dat mense jou beïnvloed nie. Die woord sê dit in 1 Korintiërs 7 vers 23. Hy sê, julle is duur gekoop. Ek het jou nou gevra, is jy gewas met die bloed van die lam? Jy het gesê ja. So met ander woorde, jy is duur gekoop deur die bloed van Yeshua. Dit het 'n groot prys gekos, mense. Jy's nie sommer maar net iemand wat agter 'n bos uitgeskop is nie. Jy's gekoop deur die bloed van die lam. Halleluja. Daarom sê die woord, julle is duur gekoop, moenie slawe van mense word nie. Hoe word ek 'n slaaf van 'n mens? Wanneer ek heeltyd besig is om ander mense tevrede te stel, dan is ek hiermee besig, want jy sien, ek wil hulle nou nie offend nie. En dan moet ek nou dit doen, want ek wil nou nie hulle offend nie. En dan moet ek nou weer hier reg staan vir hulle, want ek wil nou nie hulle moet kwaad raak vir my en my dalk los nie. Ons doen dit in verhoudings, ons doen dit in die huwelik, ons doen dit met ons kinders, ons doen dit by die werk, ons doen dit in besigheid.
Ek sal nooit vergeet nie, ek werk vir 'n maatskappy, ek's besig om te studeer, ek werk vir 'n maatskappy en ek doen verkope en nou gaan ek na 'n kliënt toe en ek sukkel om hierdie kliënt te kry en dis 'n besigheid wat ek nou moet vind daar in Midrand en ek sukkel om die plek te kry, dis voor GPS, hoor. Dis voor Google. Nou ry ek, besig om sales te doen en nou ry ek en nou bel ek die persoon, ek sê, hoor hierso, ek sukkel om jou plek te kry. Sukkel. Waar is julle? En daai persoon sê, maar hoor hierso is eintlik baie maklik. Weet jy waar stuur is in Midrand? Ek sê nee, ek weet nie. Ek sê die persoon begin toe lag. Hy sê moenie vir my kom nonsens praat nie. Almal weet waar is teasers, maar ek vererg my. Ek sê hoor hierso, moenie vir jy vir my lag nie. Ek is 'n man van God. Ek weet nie waar sulke plekke is nie. Maar moenie worry nie. Ek sal jou plek vind en ek druk die foon dood. Ek ry. Eventueel ek kry die plek, ek kom by die kantoor. Toe ek daar kom, ek vra hoor hierso, ek soek hierdie persoon nie uitgery. Ek nog okay. Ja, ons sal gou met jou deel, ons gaan dit hanteer. Ek sê, okay, alright. Want jy sien, ek gaan nie toelaat dat mense my beïnvloed en dat ek aanvaarding soek by enige iemand nie. As jy kwaad is vir my, dan is dit okay. As jy my besigheid soek nie, nog beter. Maar ek gaan nie my standaard verander nie. Ek gaan nie my standaard sak om 'n slaaf van mense te word nie. Mense moenie jou lewe regeer nie. Die wêreld moenie jou lewe regeer nie, maar die gees van Jahweh moet jou lewe lei. Halleluja. So hou jou standaard en staan altyd by dit wat Vader vir jou kom gee in sy woord. Handelinge 5 vers 29, die woord kom sê, hy sê, dis die disippels wat praat, dis Petrus en Johannes, hulle staan voor die Joodse raad en hulle gee die antwoord, hulle sê, ons moet aan Elohim meer gehoorsaam wees as aan die mense. Ons moet aan Elohim meer gehoorsaam wees as aan mense. En hierdie is baie belangrik, mense. Ek kan nie toelaat dat enige iets my kom beïnvloed nie. Ek kan nie toelaat dat mense my kom beïnvloed nie. Want net omdat iets pas, beteken nie dit werk nie. Net omdat iets pas, beteken nie dit werk nie. En niemand van julle kom eers agter nie. Net omdat dit pas, beteken nie dit werk nie. Maak dit mos 'n skoen aan. Ek moet skoene aan. Dit pas. Dis wat baie mense nou natuurlik sal sê. So kan ek jou gou vra, pas dit? Okay, maar dis jou opinie. Dit pas? Okay, maar hoe weet jy dis nie gemaklik nie, want ek dra dit. So net omdat dit pas, beteken nie dit werk nie. Ek kan nou vir jou sê die wiele laan met 'n so bietjie uit. So, ek wil gou by jou hoor, pas dit, ja of nee? Okay, maar dis jou opinie. Sê weer? Baie dankie. Want jy sien, dit kan die mense opinie wees. Want jy sien, dit pas. En as enige iemand nou iets anders te sê, ouma, dis jou opinie. Dis jou opinie. Want jy sien, vir my, ek voel, dit werk. Kan ek gou iets vir jou vra? Het my gevoelens enigstens iets te maak met die waarheid, ja of nee? Maar jy sien, net omdat dit pas,
Dit beteken nie, dit werk nie, maar ek moes iets gebruik het om my broek op te hou, so pas dit? Maar dis dan jou opinie. Dis jou opinie of dit pas of nie. Want jy sien, dis die denkwyse wat mense vandag het. Dis die denkwyse, want jy sien, dit pas mos. So as dit pas, dan behoort dit mos oukei te wees. Dit behoort mos reg te wees as dit pas. Want wie is die mens wat nou vir my wil kom vertel wat ek mag en wat ek nie mag doen nie? Dis mos die mense gesindheid. Ek het mos my eie reg. Ek het mos 'n demokratiese reg in hierdie land. Is dit nie so nie? En as jy enigstens iets teenoor my praat, dan gaan jou dagvaar vir naamskending. Ek gaan jou hof toe vat want jy praat nou dinge teen my want jy het nou my gevoelens seer gemaak. So net, ons het mos altyd daai gesegde as die skoen. Nee. Wees versigtig. Moenie net die skoen aantrek omdat hy pas nie. Maak seker dit werk. Want ek kan nou vir jou sê, as ek in die publiek loop, wat gaan gebeur? Mense gaan vir my lag. Mense gaan my snaaks aankyk. Of ek gaan dalk 'n fashion trend veroorsaak. Weet nie. Maar iets gaan gebeur. En ek kan jou nou sê, dit gaan nie positief wees. Dan gaan mense vir my vra, hoorie, soos jy mal in jou kop. Is daar iets fout by jou? Maar jy sien, dit werk. Vir my, so wie's die mens om enige iets vir my te sê, as dit vir my werk? Maar jy sien, hier kom die probleem. Hier kom die probleem. Net omdat iets pas. Net omdat iets pas, beteken dit nie dit werk nie. Daar is drie dinge wat baie belangrik is wat ons moet weet. Dis my opinie, dis jou opinie en dis die waarheid. My opinie, jou opinie en die waarheid. Wat is meer belangriker? Die waarheid. Hoekom is die waarheid meer belangriker? Want die waarheid sal jou vry maak. Yeshua maak die verklaring, hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. En daarom moet ons verstaan wat die waarheid is, want dit maak nie saak wat ander mense sê nie. Dit maak nie saak wat my opinie is, of wat iemand anders te sê nie, wat saak maak is die waarheid. Dis wat saak maak. So die waarheid moet eerste in my lewe manifesteer, voordat daar enige iets anders te manifesteer, want as ek my eie opinie maak, of ek luister na die opinie van mense, gaan ek baie maklik in die moeilikheid kom. As gevolg van mense se opinies, is daar gelowe gebou, en daar is denominasies gebou, reg oor die wêreld, as gevolg van mense se opinies. En daarom is dit belangrik, ek wil nooit vir jou my opinie kom gee nie, ek wil altyd vir jou die waarheid kom gee. Altyd vir jou die waarheid kom gee. Luister wat sê die woord, Eksodus 23 vers 2. Eksodus 23 vers 2, jy mag die meerderheid nie volg in die verkeerde dinge nie. Kan ek vandag vir jou gou uitbeeld, hoe lyk die wêreld? Die wêreld lyk so. Ons sien dit nie altyd nie, maar in die geestesriem, dis hoe die wêreld lyk. Want hulle dink dit werk. Hulle dink dit pas. Maar eintlik werk dit nie. Want jy sien, ek het 2 skoene aan, ek het mos 2 kouse aan, en ek het 'n beld aan, so ek is mos reg, dit werk. Maar op die ou einde van die saak, is niks werk nie. Niks werk nie. Dit lyk asof dit pas, maar niks werk nie. Want jy sien, ons volg die meerderheid in die verkeerde dinge. En die woord sê, jy mag nie die meerderheid volg in wat verkeerd is nie. Ek kom ons lewe soos wat ek wil.
Maar jy sien, dis my opinie. Ek kan mos doen wat ek wil, maar dis weer eens my opinie. En daarom is dit belangrik dat ons sal kyk na die woord, want die waarheid is, Kolossense 3 vers 17, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van Meester Yeshua, en dank Elohim die Vader deur hom. Daar is dinge wat ek as mens doen, wat hom nooit kan verheerlik nie. En ons dink dis oukei. Ons dink dis oukei. Wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van Meester Yeshua en dank Elohim die Vader deur hom. Ons is nou in die maand van Junie. En Junie is alweer daai tyd van die jaar waar mense hulle kop verloor en dit gaan alles oor pride. En dit gaan alles oor die gay regte en is 'n hele maand wat toegewy word tot hulle. Want jy sien, dis hulle opinie, en hulle kan aantrek soos wat hulle wil, kan doen soos wat hulle wil, kan lewe soos wat hulle wil, want jy sien, dis mos my opinie. En niemand kan enigiets vir my sê nie, want jy sien, ek kan mos maak en doen soos wat ek wil. En dan trek hulle goed aan wat pas, maar dit sal nooit werk nie. Dus hoekom die woord verklaar in die boek van Genesis, toe hy praat van Adam en Eva, hy sê, en daarom het Vader vir Adam 'n maat gegee wat by hom pas. En toe hy vir hom daai maat gee, weet jy wat gebeur? Dit werk. Dit werk. En in vandag se tyd sien ons dat kindertjies word groot, en as die seentjie vir die pa sê, papa, ek voel soos 'n meisiekind en ek wil 'n rokkie aantrek, dan sit okay my kind, soos wat jy voel, jy kan maar doen soos wat jy voel my kind, en dan trek die seentjie 'n rokkie aan. En dis okay. Nee. Ons het 'n verantwoordelikheid om die waarheid oor te dra. My kind, jy's geskape as 'n seun en jy sal 'n seun bly tot die res van jou lewe en jy's geskape tot die beeld en 'n gelykenis van die lewende God en hy het jou geroep vir 'n doel om te lead, to provide and protect, om 'n koning en 'n priester en 'n profeet te wees. Jy's nie gemaak om 'n dogtertjie te wees nie. Vader maak seuns en hy maak dogters. Hy maak nooit 'n fout nie. Halleluja. Hy maak nie 'n fout nie. Ja, maar ek voel, dit het niks te maak met jou gevoelens nie. Die waarheid is. Mense, die waarheid is baie belangrik. 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van Elohim. Is daar dinge wat ek kan doen in my lewe wat Vader nie verheerlik nie? Ja of nee? So die woord kom baie duidelik en sê, alles wat julle doen, of julle nou eet of drink, alles wat julle doen, doen alles tot verheerliking van Yahweh. So met ander woorde, dit wat ek in my mond insit, en dit wat in my mond ingaan, in my liggaam ingaan, wat ek eet of drink, moet hom kan verheerlik. Nie my opinie nie, ouens, die waarheid. Die waarheid. En hier kom die waarskuwing, en die waarskuwing is baie, baie duidelik. Die waarskuwing kom in Romeine hoofstuk 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Met ander woorde, ek kan nie gelykvormig word aan die wêreld en lyk soos 'n clown nie. Want daar's te veel sirkusse daar buite. Daar's te veel clowns daar buite, wat die mense mislei. Wat sê dis okay? Wat sê dis okay? Jy kan maar lewe soos wat jy lewe, jy kan maar aantrek soos wat jy aantrek, jy kan maar doen soos wat jy doen. Dis okay. Nee, ek wil vandag vir jou sê, dis nie okay nie. Die woord sê, Romeine 12 vers 2, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van Elohim is. So hierdie gedeelte sê, ons kan nie gelykvormig word nie. Met ander woorde, jy kan nie deel hê aan die wêreld se siening, aan die wêreld se denkwyse, aan die wêreld se propaganda, aan die wêreld se oproerigheid, aan die wêreld se agendas nie. Kan nie. Maar daar's soveel dinge wat ons as mens beïnvloed. Want sit jy in TV kyk en daar kom 'n advertensie op, dan word jy beïnvloed.
Ek soek dit. Of jy ry verby 'n winkel, of daar's iets moois in die winkel, terwyl jy daar verbyloop, ek soek dit. En ons word so maklik beïnvloed deur hierdie wêreld. Ons word beïnvloed deur die wêreld se siening, ons word beïnvloed deur die wêreld se denkwyse, ons word beïnvloed deur baie dinge, maar nie alles wat pas, gaan vir jou werk nie. Daar's mense wat hierdie woord vat, en hulle gebruik 'n verkeerde evangelie, en hulle sê, maar dit pas. Hulle verkondig 'n ander evangelie, en hulle sê, maar dit pas. Dis dan wat die woord sê. Maar net omdat dit pas, beteken dit nie, dis die waarheid, en dit werk nie. Want die mens kan baie maklik deur die woord mislei word, ons kan baie maklik deur die woord wat verkondig word, mislei word, deur mense wat 'n agenda het, deur mense wat 'n verkeerde denkwyse en 'n verkeerde siening het. Daar staan gemeentes wat gededicate is vir transgender en vir gays. As jy gay is en jy's 'n transgender en jy daai denkwyse, jy kan na daai kerk toe gaan want dit is 'n all-inclusive church. En ons bid nie Vader. Ons bid nie Vader nie, want ons kan ons nou nie 'n gender plaas by hom nie, want anders te gaan ons mense offend. So nou bid ons anderste. So ek wil almal aanvaar. Jy sien, dis die groot probleem. En ek kan nie slawe van mense word om mense te please nie. Want ons is duur gekoop deur die bloed van die lam. Moenie slawe van mense word nie, mense. Ons kan nie dinge doen sodat ons mense tevrede stel nie. Ons moet die lewende God tevrede stel in alles wat ons doen. Halleluja. Halleluja, het jy nog 'n liefde vir sy woord? Halleluja, het jy nog 'n liefde vir sy teenwoordigheid? Kan ek gou hoor, is hierdie woord die waarheid? Absoluut. So dit gaan nie oor die mense opinie nie, dit gaan oor die woord van Jahweh. Dis waaroor dit gaan. Kyk wat sê die woord in Filippense 3 vers 20, hy sê, want ons burgerskap is in die hemele. Ons burgerskap is in die hemele. Met ander woorde, as jou burgerskap in die hemel is, dan beteken dit jou denkwyse moenie aards wees nie. Jou gesindheid moenie aards wees nie. Hoe jy funksioneer moenie aards wees nie. Hoe jy met mense funksioneer en hoe jy lewe in jou geestelike lewe moenie aards wees nie. Dit moet hemels wees. Die woord sê dit tog, laat jou gedagtes of bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op hierdie aarde is. So ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag Meester Yeshua, die Messias. Ek dink baie keer lees mense en hulle lees die woord nie reg nie. Ons verstaan nie altyd wat ons lees nie. So in die eerste plek, ons burgerskap is nie van hierdie aarde nie. So dit beteken, jy moet anders wees as wat die res van die wêreld is. So omdat jy anders is, moenie aanvaarding soek nie. Moenie aanvaarding soek nie, want jy gaan nie aanvaar word nie. Die woord verklaar dat ons burgerskap is in die hemele. Met ander woorde, jy het 'n ander denkwyse, jy het 'n ander siening, jy het 'n ander uitkyk in hierdie lewe, so jou burgerskap is nie van hierdie aarde nie. Van waar ons ook as verlosser verwag, Meester Yeshua. So wie is die Messias wat ons verwag? Yeshua. Kan ek gou vir jou sê, hoe lyk hy wat ons verwag? Die woord kom verklaar in die boek van Openbaring, sy kleed is gedoop in bloed. Hy kom met krag en met heerlikheid. Uit sy mond kom daar 'n skerp swaard, daar is 'n naam op sy heup en dit is die woord van Jahweh. Dis die Messias wie ons verwag. Maar nog steeds wil mense hulle eie denkwyse volg, nog steeds wil hulle eie gesindheid volg en hulle wil eie dinge doen in hierdie wêreld. Johannes 15 vers 19, as julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief gehad het. Het die wêreld jou lief? As die wêreld jou lief het, het jy 'n groot probleem.
As jy nie stryd het nie, as jy nie aanvalle het van die wêreld af nie, as jy aanvaar word deur mense, deur die wêreld, deur die demoniese magte, dan moet jy weet, daar is 'n probleem. As jy opskudding veroorsaak, en mense haat jou, en sonder oorsaak, hoor. Mense haat jou sonder oorsaak, en dit voel asof die helse magte teen jou is, dan moet jy weet, jy is op die regte plek. Dan moet jy dit weet. Dan is jou lewe in lyn. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief gehad het, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uit verkies het, daarom haat die wêreld julle. Daarom haat die wêreld julle. So as die skoen pas, moet ons hom aantrek. Ek is seker jy gaan so 'n bietjie anders te dink oor dit, nee. Ons sê dit so maklik, as die skoen pas, trek hom aan. Nee, nee. Net omdat dit pas, beteken nie, dit werk nie. Weet jy wat moet ons aantrek? Die volle wapenrusting van Elohim. Dit moet ons aantrek. So as iemand ooit weer vir jou sê, as die skoen pas, trek hom aan. Nee, ek trek die volle wapenrusting van Elohim aan. So met ander woorde, moenie offended raak nie. Moenie aanvaarding soek nie. Moenie dinge by mense soek wat hulle nooit vir jou gaan gee nie. Kom eerder in die teenwoordigheid van die lewende God. Kom by mense wat right-minded is, wat like-minded is, wat dieselfde gesindheid het, soos wat julle vanoggend by mekaar gekom het. Ons het dieselfde gesindheid, ons staan in eenheid. Dis hoekom jy vir mekaar kan bid. Dis hoekom julle mekaar kan ondersteun. Want elkeen van ons trek die volle wapenrusting van Elohim aan. Ons raak nie offended en ons trek sommer die skoen aan nie. Nee. Net omdat dit pas, beteken nie dit werk nie. Trek die volle wapenrusting van Elohim aan. Hoekom? Sodat jy kan weerstand bied teen die liste van die duiwel en kan staande bly. Mense, ek en jy moet staande bly teen elke aanval van die vyand. So, weet jy wat 'n skoen pas? Kan ek vir jou sê? Die skoene van bereidwilligheid om die evangelie van vrede te verkondig. Daai skoen pas. So trek daai skoen aan. So as die skoen pas, watter skoen? Die skoene van bereidwilligheid om die evangelie van vrede te verkondig. So haal uit, of trek uit die skoene van hierdie wêreld en trek aan die skoene van die bereidwilligheid van die evangelie van vrede en verkondig dit. Waar jy ook al gaan. En eintlik het jy elke dag 'n geleentheid om die woord te verkondig. As jy by die werk instap, hoe gaan dit? Deur die genade van die lewende God gaan dit met my goed. Hy is barmhartig, hy's genadig, hy's so goed vir my. Hy seën my elke dag. Weet jy hoekom? Want die lewende God is getrou, hy's barmhartig en hy's elke dag vir my daar. Daar het jy getuienis gebring. Daar het jy gepraat oor die goedheid van God. Daar het jy die evangelie verkondig. So oralste waar jy gaan, alles wat jy doen, het jy geleentheid om die skoene van bereidwilligheid om die evangelie te verkondig. Evangelie van vrede. Laaste skrif wat ek vir jou wil gee vandag. Laaste skrif. Die woord sê in Romeine hoofstuk 13 vers 14, hy sê, maar beklee julle met die meester Yeshua die Messias en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. In ander woorde, al wat ek moet aantrek in my lewe, is ek moet my beklee met Yeshua. Ek moet my beklee met die volle wapenrusting, ek moet my beklee met meester Yeshua. Moenie goed aantrek wat die wêreld vir jou wil gee, wat lyk asof dit pas, maar dit werk nie. Want ek wil nou vir jou sê, ek het 2 skoene aan. Maar hierdie 2 skoene gaan nie werk as ek in die oorlog kom. Want die een is laer as die ander een. Ek gaan baie maklik
gaan ek my voete verloor. Ek gaan baie maklik struikel en val. Ek gaan nie die stamina en deursettingsvermoë hê om aan te hou hardloop nie. Dis nie gemaklik nie. Hans, dis nie gemaklik nie. Dis nie. En ons vind dit baie keer uit in ons lewe, die oomblik wanneer ons die woord oopmaak, en ons vat die woord en ons pas die woord toe in ons lewe, dan kom ons agter, iets is nie gemaklik in my lewe nie. Ek moet iets verwyder. Ek moet van dinge ontslae raak. Want alhoewel dit lyk asof dit pas, dit werk nie. My lewe val uitmekaar. En dinge gaan verkeerd in my lewe, en aan die buitekant lyk alles oukei, want ek het skoene aan, en alles lyk oukei, ek het 'n beld aan, my broek val daarom nie op my knie nie, en alles is reg, en alles is great, maar weet jy wat, ek is ongemaklik, en daar's dinge wat nie werk nie. En dan kom die woord, en die woord kom praat met jou as mens, en die woord veroorsaak dat jy dinge ontslaa raak in jou lewe, en dat jy jouself kom beklee met Meester Yeshua ten volle in jou lewe. Halleluja! Want ek en jy moet lyk en praat en die gesindheid hê van Yeshua. Daardeur gaan ons die wêreld kan verander. So net omdat die skoen pas, moenie hom aantrek nie. Ek trek sommer my skoene uit. En ek staan eerder op my voete en ek weet ek staan gelid, ek staan reguit, ek staan op, ek staan op die rots en ek weet dat dit wat nie meer werk in my lewe nie, raak ek ontslaaf van en ek gee aan die God van hemel en aarde al die eer, lof en aanbidding in my lewe. Halleluja. So ons het werk wat ons moet doen in ons lewe, want as ek kan kyk na die woord en ek gaan ondersoek die woord, dan kom ek agter, maar hoor hierso, hier's goed in my lewe wat nie werk nie. Is daar dinge in jou lewe wat vandag nie werk nie? Jong, kom help my asseblief. As daar dinge in jou lewe is vandag wat nie werk nie, en is by almal van ons. En ons is almal so besig met die dinge van hierdie wêreld, ons is so besig in ons lewe, en ons probeer dinge, en ons probeer dat alles werk, en alles moet klop, disselboom loop, maar dit doen nie altyd. En dan val dinge uit mekaar uit, en dinge gebeur, en dan wonder ons, maar hoekom gebeur hierdie dinge? Want jy trek 'n skoen aan, en ons luister na die wêreld. As die skoen pas, dan trek ons hom aan. Nee, maak seker dat dit werk. Maak seker dis in lyn met die woord van Skepper lewende God, want ek wil toelaat dat alles wat in die woord opgeteken is, dat dit deel vorm van my lewe. Ek wil nie halfhartig voor die lewende God staan nie. Ek wil nie besig wees met dit en besig wees met dat en dink ek is okay nie. Ek wil nie met een voet in die wêreld en een voet in die koninkryk van God staan. Die woord sê dit tog, jy kan nie 2 bekers drink nie. Jy kan nie die beker van Mammon en die beker van Yeshua drink. Jy kan nie warm, jy moet eerder warm of koud wees, jy kan nie lou wees. So jy moet besluit waar jy wil wees in jou lewe. Jy moet besluit wat jy wil doen in jou lewe. Jy moet besluit, jy gaan die skoen aantrek en jy gaan lyk soos die wêreld, of jy gaan dit uittrek en begin wandel in die weë van Skepper lewende God, om bekleed te wees met Meester Yeshua, en om geen voorsorg te maak vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie. Is daar dinge wat in jou lewe, hierdie oggend, wat nie werk nie? As dit nie werk nie, wil ek hê jy moet op jou voete staan. Kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Ek wil vir jou bid. Ek wil seker maak dat Vader vandag in jou lewe verheerlik word. Soos wat sy woord sê, doen alles tot eer en verheerliking van sy naam. So as daar dinge is in jou lewe, wil ek hê dat jy net vir 'n oomblik jou hande oplig, net vir 'n oomblik, en dat ons vandag sal erken en bely dat daar is dinge in ons lewe wat nie werk nie. Ons trek so maklik die skoen aan, en dit pas, en dit lyk asof dit reg is, maar eintlik werk dit nie.
En ons maak foute en ons neem besluite as gevolg van die feit dat ons aanvaarding soek van die wêreld, maar jy gaan dit nooit kry nie. So trek uit daai skoen en begin lewe volgens die woord en begin wandel in die weë van Skepper lewende God. Vader, ek bring aan U die eer, die lof en aanbidding vanmôre. Halleluja. Ek dank U dat ons deur U woord reg beïnvloed kan word. En Vader, ek bid vandag dat ons nie meer langer sal luister na die stem van die vyand, die stem van mense wat ons negatief wil beïnvloed nie, maar dat ons vandag sal luister na die woord en die woord alleen. Vader, U woord verklaar dat ons is meer as oorwinnaars. U woord verklaar, Vader, dat ons is U kinders, ons is gewas deur die bloed van die lam, ons is duur gekoop en daarom kan ons nie slawe word van mense nie. Vader, ek kom vandag en ek breek elke houvas van die wêreld op ons lewe. Vader, net omdat die skoen pas, beteken nie ons moet dit aantrek nie. Beteken nie dat dit gaan werk nie, en ons wil vandag uithaal en verwyder dit in ons lewe wat nie meer werk nie. Vader, ons verwyder alles wat van die wêreld af is en ons verander ons lewe vandag soos wat U woord verklaar. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Vader, ons verander ons denkwyse, ons verander ons siening, ons verander, Vader, hoe ons uitleef. Vader, ons verander ons uitkyk in hierdie wêreld. Ons verander ons wandel vandag, dat ons sal wandel in die weë van Skepper lewende God. Vader, kom vergewe ons dat ons so maklik die aanvaarding soek van mense. Vergewe ons dat ons so maklik die skoen aantrek wat pas, maar nie werk nie. Maar dat ons vandag net in U teenwoordigheid sal inbeweeg en dat ons sal weet, Vader, dat wanneer ons dit doen op die Bybelse manier, wanneer ons wandel in U woord, dan weet ons dit sal altyd werk. Halleluja, dit sal altyd werk. U het vir ons die wenresep gegee om te wandel volgens U woord, en as ons dit doen, sal dit werk in ons lewe. Halleluja. Ons huwelik sal werk, ons ouer-kind verhouding sal werk, ons besigheid sal werk, ons sal werk in alle aspekte vanweë die feit dat ons gehoorsaam is aan die woord van Skepper lewende God. Vader, dis my gebed, dis my uitroepe vandag in die wonderbare, die heilige naam van Meester Yeshua. En ons gees roep uit, halleluja, halleluja. Kom ons gee hom eer vanmôre. Halleluja.